'n neutrale plastiekliniaal laai wanneer dit met 'n wollap gevry word. Nadat dit gevryf is, het die liniaal 'n lading van -3,5 maal 10 tot die mag -15 koelom. Onderskei tussen 'n neutrale voorwerp en 'n gelaaide voorwerp. Nou, 'n neutrale voorwerp het 'n gelyke aantal protone en elektrone, terwyl 'n gelaaide voorwerp elektrone bygekry of verloor het. Daar is met ander woorde meer elektrone as protone of meer protone as elektrone. Het die liniaal elektrone bygekry of verloor? So ons begin met 'n liniaal wat neutraal is en toe word dit negatief. Met ander woorde, dit het elektrone bygekry. Bereken die getal elektrone wat met die vryfproses oorgedra is. Nou, as ons die getal of die aantal elektrone wat oorgedra is moet bereken, gaan ons twee berekeninge doen. Eers moet ons bereken wat is die verskil in lading, delta Q, en daarna deel ons delta Q met die lading van een elektron om die aantal elektrone oorgedra te bepaal. So ons begin met delta Q. Ons eindlading is -3,5 maal met 10 tot die mag -15 koelom. En ons beginlading, die plastiekliniaal was neutraal, met ander woorde, dit is 0. So, die verandering in lading is -3,5 maal met 10 tot die mag -15. Ons werk wel met die absolute waarde, met ander woorde, die verandering in lading is 3,5 maal 10 tot die mag 15 koelom. Nou moet ons die aantal elektrone bepaal wat oorgedra is. Om dit te bepaal, gebruik ons hierdie vergelyking en weer eens, ons werk met ons absolute waardes, so die verandering in lading is 3,5 maal 10 tot die mag -15 en ons deel dit deur die lading van 'n enkele elektron 1,6 maal 10 tot die mag -19. En dit gee vir ons 21.875 elektrone. En belangrik, die antwoord moet 'n heelgetal wees. Die gelaaide liniaal word nou nader aan stukkies papier gebring. Die stukkies papier word na die liniaal aangetrek. Verduidelik waarom die stukkies papier na die liniaal aangetrek word. Om hierdie vraag te kan beantwoord, moet jy polarisasie goed verstaan. So, die stukkies papier word gepolariseer sodra die gelaaide liniaal nader gebring word. Daar is nie kontak nie, hierdie is polarisasie. Nou, die negatiewe ladings van die stukkies papier word afgestoot deur die negatief gelaaide liniaal. En wat gebeur dan? Die oppervlak van die papier is dus nou positief en die papiertjies word deur die negatief gelaaide liniaal aangetrek want ongelyksoortige ladings trek mekaar aan. Noem een toepassing van elektrostatika in ons daaglikse lewens. Die toepassing van elektrostatika in ons alledaagse lewens waarmee jy seker die bekendste sal wees, is laserdrukkers en fotokopieerders. Nou, as ons kyk na industriële toepassings, dalk minder bekend, kry ons elektrostatiese spuitverf, en wat in die geval gebeur is, die motor of die voorwerp wat geverf moet word gelaai met 'n sekere lading, en die spuitverf het 'n ongelyksoortige lading, en dan is daar natuurlik aantrekking. En as ons kyk na plekke soos Eskom, dan word daar gebruik gemaak van elektrostatiese presipiteerders, en in hierdie geval word stof en rookdeeltjies verwyder vanuit uitlaatgasse alvorens hierdie gasse die atmosfeer ingaan.